Welkom by Paris Spoor, is donderdag aan. Ons sit hier so saam met Willem Du Plessis. Ons gaan nou vir julle mooi vertel wie hy is. My groot maat Hanke is daai kant. Hanke, dankie dat jy kan wees in jou besige program. Dit is altyd moeilik in die jagseisoen. Ons het so 'n paar weke terug moes ons mis as gevolg van onvoorsiene omstandighede, maar ons is hierso. Ons het ons Julie uitgawe hierso, is die tweede week wat ons in hom is en vanaand fokus ons uitsluitlik vir die wat hom al klaar gekoop het, vir die wat hom nog nie het nie. Ek is doodseker na vanaand gaan daar 'n hele paar manne wees wat geïnteresseerd wees in dit wat ons gedoen het. Ons het aan die begin van die jaar baie daarop gefokus, Hanke, ons het seker so 'n grammofoon geklink op die kol, maar op bladsy 14 is ons eerste rugsakjag waaroor ons kan verslag doen. En ek dink net om vir Willem voor te stel, Hanke, en dan vat jy hom van daar af, is ons het vir Willem en Willie. Dis reg, Willie Maree. Willie Maree het ons in die winkel ontmoet so 6 of 8 of wat maande terug. Jy het toevallig met die manne begin gesels, Hanke, en ek weet nie hoe dit by mekaar uitgekom het nie, maar ek en jy het begin 4 jaar terug gesels, maar ons moet dit doen. En jy die manne raak geloop en dis wat julle ouens doen. Al vir 'n hele ruk, hè. Dis reg. Julle jag, ons het nou hierdie eerste jag so gedoen en ons sal net daaroor praat, maar ek dink wat ons hier wil doen is, hier lê 'n sak hier staan nog 'n klomp sakke hier rond. Ek dink ons wil vanaand bietjie gesels oor die moets en moenies, wat hy al geleer het en wat hy al nie. So vertel ons gou 'n bietjie wie hy is en waar hy vandaan kom, en ek dink sommer in Willie se afwesigheid, hy kon nou nie wees vanaand nie. Vertel sommer 'n bietjie, julle is twee groot maters wat saam jag. Dis reg. Vertel 'n bietjie vir ons. So ons is al jare besig om te jag en Stefan, weer eens net dankie dat ek hier so kan wees. Hierdie is vir ons 'n passie en die lekker ding is, jy het nie sulke groot kakka gejag soos ons vorige gas met 'n music video wat hy moet regstel. Jy kan net lekker vertel. Jy kan net lekker vertel oor jou goeie, ja. So hoe dit by ons gekom het is, ons weet daar's 'n tyd en plek vir alles. Het sy dit 'n bakkiejag is of nou kyk hoeveel bokke kan ons skiet. Vir ons het dit regtig gegaan oor die kwaliteit van jag en die avontuur wat agter die jag lê. So ons het altyd gekyk, die Amerikaners, hoe hulle dinge doen. Hulle pak hulle sakke, dan gaan hulle uit op hierdie 4-dag ekskursie en as hulle is gelukkig as hulle een bok kry. En ons het toe nou 'n paar jaar terug begin by die eenvoudige navorsing oor 'n sak. Oor wat se sak is prakties. Wat is ons veldkennis om alleen te kan stap in die veld? Eerstens, tweedens om self die bokkant te bewerk en dan uit te dra. So ons het begin eenvoudig net om navorsing te doen, om te kyk wat se sakke werk, wat se sakke werk nie. En ek wil jou net gou daar stop, Hank, en dan wil ek gou vir jou 'n kans gee, want met ons eerste jag is dis 'n groot ding waarop jy aangeraak het. Ons moes eintlik ons jagvideo gestop het. Daar waar die bok gelê het en mekaar geluk gewens en dan is dit klaar, maar jy het toe 'n groot ding aangeraak en dis presies dit. Wat kan ons doen om ons ervaring vir onsself en ons kennis en ons, soos die Engelsman sê, ons skills te verbeter? Definitief. Jy weet, daar's so 'n groot ding van dat ons gewoond geraak het met die hulp wat ons het op jagplase, dat ons jag, maar ons nie al die skills wat ons nodig het altyd om 'n ding. Dit wat jy skiet, kan jy die ding kyp daar. Ek praat nie van om sy vel van sy kop af te haal nie, maar kan ek die kuip sny tot waar ek by sy kop kom en afsny en uitdra. Ja, kan jy die vleis, kan jy hom korter, kan jy die vleis die tol en al ontpak. En die hele ding daarin gaan nou oor daai storie is, ons moet daai ding kan skiet wat ons gedoen met die kudu. Verstaan? En nou moet ons die kudu van 'n sekere plek af kry tot by 'n plek waar ons fisiese kar kan inkry om hierdie ding te kom haal. Ja, ons areas is heel wat anderster as Amerika, sinne, maar die groot ding is die boer gaan nog steeds uitkom waar hy was nie. Ek meen ons het vertrek op die 3de April op pad Oos-Kaap toe 1000 kilos gedoen. Ons het daar aangekom en ons het tussen 10 en 18 kilos 'n dag gestap. En jy weet, dan is oupa se ropvellies nie meer goed genoeg nie. En om dan jy praat van 20-21 kg, die rugsak wat Willie gedra het was 35 kg. Want hy moes al die kamerawerk en alles saamdra saam met sy roer. Soos wat die dinge verander het, dit het begin by rugsak en deurgeëindig tot by geweerverandering om die waarheid te sê. So om terug te kom op Hanke se punt om vleis om hom net te skiet en op 'n bakkie te laai, kan ek vir jou amper sê kan half eenvoudig voorkom, maar om uit te gaan en 'n spesifieke bok ongeag van die grootte, dit was glad nie die doel van die situasie nie. Ons het gegaan om 'n takbok te gaan skiet in die Oos-Kaap tussen die berge per voet en om homself uit te dra. En ek moet vir julle sê, dit wat ons onsself voorberei het, wat ons gedog het, ons het onsself voorberei, wat wees van, daar was gestap, daar was geoefen, daar was fietsgery, ons het oggende vroeër opgestaan en gaan werk om seker te maak dat ons by die gym kan uitkom, dat ons hierdie ding effektief by mekaar kan sit. En wat ons agtergekom het is, self met ons hoeveelheid voorbereiding en dinge wat ons gedink het ons ken, het die challenges voorgelê en die avontuur
wat dit vat om dan die bok te skiet en te ontbeen en uit te dra is Nee, iets dis- asemrowend. Dit is. En as jy nou vat, jy lê nou 'n sak hierso. Dis net die raamwerk van die sak. reg. Dis al wat dit is. Die sak is hier by my. Hier is die res van die sak. So die sak klip af van hierdie raamwerk Ja, af. ja. So, maar verduidelik ons gou, hoekom het jy hierdie raamwerk nodig wat kan afklip? So hierdie noem hulle basies in Engels 'n meat hauler. Dit is wat hulle dit noem. Dit is Alps is die maaksnaam, dit is 'n uitstekende maak en hy het 'n hele aluminium frame wat in die rugsak gebou is. En dis iets wat hier in ons land niemand het nog ooit gesien. Glad nie. Jy kry jou rugsak en wat jy daar binne gooi is ammunisie en dalk 'n verkyker en jou mes. In 'n lemoen. En 'n lemoen. Ja. En 'n lemoen. En dan stap jy nou uit en gaan jag. So Niks Jameson. nee, ek meen Jameson so nodig. So wat 'n mens dan doen is jy haal jou hele rugsak af. Hy's volgepak, hy het al jou bagasie en alles wat jy wil hê. Hy kom af en hierdie hele frame slaan op en hier binne verpak jy dan jou dier. Jy verpak hom, die trofee kom hier in, die vleis kom hier in. Alles kom hier so. So dit kan wees dat ons 3 saamjag en ons skiet 'n groot karkasdier. En ons al 3 dra uit in die groot karkasdier op hierdie tipe van Maar formaat. dis die fout wat ek en jy gemaak het. Presies. Dis ook presies dit ek en Ek het so gelag oor hierdie artikel, Stefan. Ja, jy het gelag toe jy die foto al kry. Dit het mooi gemaak hoor. Ek moet vir jou sê en jy was agter 'n wat se bok was jy? ons het probeer vir 'n steenbok. Steenbok. Skiet hy 200 kg karkaskoedebok. Maar dit is die foute waarvan ons praat. Ek praat nou foute. Dis eintlik nie die regte woord nie, maar wat ek probeer sê is wat 'n challenge was dit nie. Net skeer al alleen om daai ding uit te dra tot by julle kamp en tot waar julle geslaap het. Ja, verseker en dit was die ding, jy weet, ons het gegaan vir 'n steenbok spesifiek om ons toerusting te toets want ons het 'n baie klomp feite en moets en moenies by julle ouens geleer om te sê, "Jesus, pas op vir hierdie en pas op vir daai." En Hank het nog steeds volgens my 'n fout gemaak om te swaar sak saam te dra. Al het ons dit op gemaklike terrein gedoen. Ja. Voel ek nog steeds jou sak was te Nee, swaar, definitief. maar ek het 'n ligte sak gehad en ek het goed gekort. Ja. Verstaan jy, so wie's nou reg, wie's verkeerd? Wat moet ons doen? Ons het geoefen, ek en Hank het Ek verstaan, ek het jou dopgehou. Jy het kilos hier so op Pretoria gaan ons rondstap. het letterlik in opdraandes en afdraandes en ek vind daar's net niks wat jou kan voorberei vir daai sand en vir daai slag as jy nou daai onmoontlike dier geskiet het en so. Maar in elk geval, luister, ons tyd is besig om uit te hardloop. Ek wil net gou vir jou vra, hier's nog 2 sakke wat ons saamgebring het. Net gou vinnig. Hierdie een is 'n daypack. Ja, dit is Badlands se daypack. Dit is 'n uitstekende rugsak. Wat lekker is vir hom, hy's klein kompakt. Dit is nou as jy klaar jou tent en dinge opgeslaan het, dan gaan jy met die frame uit of jy vir aan jou daypack. Dis nou ons bergskaapjag waar ons Precies. gaan. Om alles op te slaan, jy stop die bakkie, is 'n overlanding trip tot daar en dan van daar af het jy daai trip. En ek wil net sê ons tyd's nou verby. Maar ons gaan hierdie ding in die toekoms nog meer en meer bespreek sodat ons by al die fynere detail kan uitkom sodat die mense daar buite verstaan waarmee ons besig Ja, is. ons probeer als in 'n uur indruk en ons gaan 'n paar episodes daarvan maak. Ja. Willem, Lekker dankie. Sorry avontuur. ons moes dit nou al indruk op die einde, maar dankie dat jy bietjie jouself kom voorstel het en ons sien uit om saam met Willie ook te gesels na julle volgende avontuur. en Ons 'n hoop paar jagte saam te doen. Ja, natuurlik. ja, verseker. Ons hoop julle ouens kry bietjie tyd in julle besige skedule om dalk vir ons 'n kort verslaggie oor julle takbokjag. Al sit ons dit net op ons Game and Daily, al gaan dit nou nie in die tydskrif in nie, laat ons al net vir die ouens daar buite kan verduidelik. Maar dankie dat jy tyd gemaak het. Waardeer opreg. Dankie vir jou. Volgende week is Willem Immelman hierso van Safari Outdoor. Dit gaan lekker wees om bietjie saam hom te kuier. Hy was nog nooit op ons show nie. So ons sê vir julle dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop julle het ons program geniet. Hou asseblief die program dop. Ons gaan die rugsakjagmanne gaan ons nog in die vervolg gaan ons nog 'n paar keer raadpleeg. Dit is vir ons 'n baie nice nuwe avontuur en ons gaan definitief nie nou ophou daarmee nie. So dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle volgende donderdag aand 7:00 op dieselfde tyd, dieselfde plek. Ons sê. Dankie. Goed gaan. Dankie.